Maar kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie dat ons al soveel keer vanoggend gehoor het dat U is met ons het dit gesing. Ons het gesing dat U laat die wat op U vertrou nie beskaam staan nie. Ag Here, ons het gesing van die vuur wat binne in ons brand. En ek bid nou, Vader, dat hierdie woord wat U nou vir my gegee het vir elkeen van ons 'n lewensverandering sal wees. Open ons ore om U stem te hoor, om te verstaan wat U probeer sê, om te verstaan dat U wil hê dit moet goed gaan met ons. Afgesien van die vuur wat brand en die storms wat daar woed, wil U hê dit moet goed gaan met ons. U sê as jy deur vuur gaan, ek is met jou. Paulus het uitgeroep en gesê, wat sal ons van al hierdie dinge sê, as U vir ons is, wie kan teen ons wees? Here, dat ons daaraan sal vasgryp. In Jesus naam, amen. Nou as ek hier en daar vergeet waar iets staan, dan moet jy maar na die tyd vir julle pastoor gaan vra, waar staan dit geskrywe? Ek wil net sien, waar is die mense wat van Ierland afkom? Ek kyk hoe lyk mense wat, ek 'n bietjie hande op, moet nie skaam wees nie. Is dit julle twee? Mense, julle het ver gekom om vanoggend hier te wees. Ek voel bevoorreg saam met julle te wees. Ek kom van Hartbeespoort aan, dit is nie so ver. Nou ja, jy weet, daar's 'n hoofstuk in die Bybel, 1 Korintiërs hoofstuk 16, wat heeltemal praat van insameling en hy praat daarvan verskillende aanbevelings wat Paulus maak en jy weet en dan skielik hier in die middel van hierdie hoofstuk sê hy iets wat eintlik glad nie inpas by die hele hoofstuk nie. Maar ek dink dit pas in. Maar die Here wil ons aandag vestig op iets wat uiters belangrik is ook vir ons vandag. Ek het vanoggend met iemand gepraat, ek was hierdie week daar in Durban al die pad so toe gery om met iemand te gaan deel, die pa het vir my gevra, asseblief, ek betaal al jou onkoste, gaan net af en gaan praat met die seun. Die volgende dag toe sit ek daar, dis amper Cornelius wat herlewing gelos het en na die woestyn toe gaan 'n persoon te doop, jy weet dit. Ek het 2 dae saam met hierdie man spandeer en ek het regtig geglo dat daar was vordering in sy lewe, want dit is baie groot saak. Skatryk mense. Aan geld kom dit nie kort nie. En ek skakel hom op pad hiernatoe. En hy sê vir my iets wat my persoonlik teleurgestel het. Sê vir hoorie, hoe gaan dit jou? Hoe gaan dit? Hy sê, ag prof, jy weet, dis maar 1 tree vorentoe en 3 tree terug. Ek was so teleurgesteld gewees, jy weet, nie myself nie, maar en dit wat ek hom gesê het, hy moet doen en hoe hy sy persepsie moet verander en hoe hy sy uitkyk op die lewe moet verander en sy reaksie moet verander op dinge wat teen jou staan, dinge wat jy wil beroof van die heerlikheid van die Here, dinge wat jy wil beroof van ek het gekom sodat jy lewe en oorvloed kan hê. Dalk is iemand hier ook, jy weet, wat ook al daai uitdrukking gebruik. Ag, jy weet, 1 tree vorentoe, 3 tree, jy weet. Ag, shame, is dit werklik waar so? Jy weet, Paulus sê ek is platgeslaan, maar ek is waaragtig nie uitgeslaan nie, jy weet. So moet nooit weer daai woorde gebruik, ek gaan 1 tree vorentoe en 3 tree terug, en dan gee jy eer dat wat Satan in jou lewe reg kry. Dis die waarheid. Nou die woord wat ek graag met u wil deel, is die woord wat uitstaan in die hele gedeelte van 1 Korintiërs hoofstuk 16, dit is hoofstuk 16 vers 13. Hy sê daar, waak, staan in die geloof, wees manlik en wees sterk. Ek kan myself van kyk en ek dink iets saam stem. Dit pas nie eintlik in die boodskap van die hele hoofstuk nie. Maar jy weet, daar's sulke gedeeltes vir die Here aan ons gees soms wat totaal en al uitstaan
amper soos 'n seer tand in daardie gedeelte wat hy gee, maar wat doen dit met 'n spesifieke doel? En jy weet, die pastoor het vanoggend gebid en gesê, Here, help ons om te luister voordat ons volgende tree vorentoe probeer gee. Want jy weet, die Here wil hê ons moet vorentoe. Hy's 'n God wat vorentoe beweeg. Hy's nie 'n God wat stil staan. Hy sê nou is die tyd van welbehaag. Hy's 'n God wat vorentoe gaan. Hy sê, maak julle klaar, gebruik die nagmaal. Eet die lam en maak die deur agter julle toe, maar gereed moet julle dit eet, skoen aan die voete en julle kleed moet aanwees in julle gordel moet vasgemaak wees en jou stap moet jou hand wees, want môreoggend as die son opkom, gaan julle uittrek na die beloofde land. God is 'n God wat vorentoe wil beweeg. Ek bid regtig waar dat u sal luister. Wat sê die Here vandag vir elkeen van ons vanuit hierdie gedeelte? En dit is juis hierdie gedeelte wat ons kan invleg in die omstandighede waarin ons onsself baie keer bevind. Ek weet, dis baie mense wat hier is wat voel, ag nee Here, ek het 'n rukkie terug met u gepraat oor alles is teen my, nee. Ek het alles verloor, of ek is besig om alles te verloor. Is 1 tree vorentoe, 3 tree terug. En wat help dit, jy weet, ensovoorts. Kom die Here vandag en hy sê vir jou, nie teenstaande enige iets, waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk. Daardie woordjie waak in Griek is krikoreo, wat eintlik dui op 'n spesifieke eenheid van soldate in die Romeinse soldatery. Dis daardie soldaat, jy weet, ek kan onthou in die weermag, as jy nou gestraf word, sê jy gaan vandag wag staan. Die manne wat in die weermag was, weet jy gaan staan wag, en jy staan wag, en jy staan wag vandag. Dit was meer 'n straf gewees as 'n voorreg om wag te staan, maar hier, Gregoreo, was 'n groep seels gewees, wat spesiaal opgelei was om iets baie kosbare op te pas, om daaroor te waak met hulle lewe. Dis waarvoor hulle opgelei, dis wat hulle goed maak, dis wat hulle in aanvraag gemaak het in die Romeinse weermag. Daardie mense te kry, daardie soldate te kry, want hulle weet, as hulle wag oor iets, hulle gaan met hulle lewe boet. Hulle sal selfs doodgemaak word om dit te bewaar wat moet. En die Here praat uit daardie woord met ons, Gregoreo, my kind. Jy weet, want ons dinge in ons lewe wat ons moet oppas, omdat dit ons lewe kan verander. Dan sekere dinge wat ons doen, wat jou hele lewensuitkyk verander en jou omstandighede ook verander, wat jou aksies en jou reaksies verander, wat jou doen en jou lade verander, en of jy gaan bly by die eerste gedeelte van vers 10 in Johannes, of jy gaan beweeg na die tweede gedeelte. As gevolg van die dinge wat ons doen, en omdat ons soms nie waak nie, kom die dief aanhoudend en hy slag en hy steel en hy verwoes. Want die Bybel sê daar, hy kom soos 'n brulleeu en soek die wat hy kan verslind. My gebed is vandag, Here, dat daar nie een persoon in hierdie kerkgebou van vandag af sal wees wat hy gaan vind om te slag en te steel en te verwoes nie. Dis jou keuse. Hy soek wie hy kan slag en steel. Hy kry, hy vat sommer nie, hy soek. Met ander woorde, hy soek iemand wat onbewaak is, Gregoreo, wat dit nie die moeite werd ag om dinge op te pas en te waak oor jou lewe, wat uiters belangrik is nie. Hy gaan verder in my teks, en hy kom en hy sê, staan vas in die geloof. Steko is die woordjie, en histemai is die woordjie, die soldate uitbring, histemai. As die soldate by die vyand staan, dan sê die hoofman oor 100 of die generaal, hy roep uit en hy sê, histemai, en dan skop hulle voete vas. Agtervoet daar, en slaan die skuld in die grond, lig die swaard op, en kyk die vyand in die oog. Steko, skop jou voete vas. En moet nooit weer 'n verklaring in die lewe maak van, ek gaan 1 tree vorentoe, maar ek gaan 3 tree terug nie. Amen. Steek wat skop jou voete vas,
staan onbeweeglik vas aan jou geloof. As jy glo God is God, het ons rede om vas te staan, maak nie saak wat jou omstandighede, want die Here kan jou omstandighede oornag verander. Ons het gesing van lig en duisternis. Eerste paar verse van Genesis sê die woord vir en die gees van God het gesweef oor die wanorde en die duisternis van hierdie aarde. En God het gesê, ek het dit nie gemaak om so te lyk nie. En in een oomblik verander die Here en hy sê, laat daar lig wees en sjoe. Dis die lig daar. So kan die Here jou lewe ook. Hy sweef vandag met sy gees, sy kragtige kratosgees, daardie ontploffende gees, sweef hy oor jou lewe, oor jou duisternis en wanorde van jou lewe. Hy's daar vir jou. Ons het dit ook gesing. En al wat hy wil hê, is dat ons moet uitreik na hom en sê, Here, jy het my nie gemaak om so te wees nie. Wat sal ek van al hierdie dinge sê? En die Here sal een woord spreek, wat jou hele lewe kan verander. Waak, staan in die geloof, wees manlik, adritsomai. Wat eintlik beteken, wees dapper, wees kragtig, wees sterk. Jy wees nie 'n man soos ek en al die man sê nie. Hy woordjie manlik, adritsomai, wat beteken, wees dapper man, wees sterk, wees kragtig. Al is daar niks wat jou rede gee om dapper en sterk te wees nie. Die enigste rede wat ons het, is die kragtigste atoombom wat God tot ons beskikking stel, en is sy teenwoordigheid in jou lewe. Daarom kan ons manlik wees, vasstaan en manlik wees. Dan gaan hy ander, wees manlik en wees sterk. Krataio is die woordjie, wat in hierdie konteks beteken, jy moet paraat wees, jy moet gereed wees, jy moet energiek wees, jy moet onverbiddelik wees. En broeders, baie keer stap ons 3 of 5 of 6 tree terug, omdat ons hierdie dinge in ons lewens kom. Nie maar die Here nie wil nie, nie maar die Here nie kan nie, want hy wil en hy kan en hy sal. Maar dan kom hy met hierdie woorde, waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk. Hoekom? Ek het dit vir gesê in Petrus 5 vers 8. Wees nugter en waaksaam. Hier hy woordjie Gregorio. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander. Hy sê jou vriend nie. Hy sê daarom nie te papperlang en te paai nie. Hy is jou teestander. Hy maak oorlog teen jou. Hy beplan alreeds vandag wat hy môre met jou wil doen. En net jy kan die sal in jou lewe verander. Want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verstaan. Soos 'n brullende leeu. O, hy wil so graag soos God wees. Daarom het hy self Jesus uitgedaag en vroeg gesê, al hierdie koninkryke is aan my oorgegee. Wie het dit aan hom oorgegee? Ons gee ons heerskappy aan hom oor. Deur die verkeerde besluite wat ons neem, deur vrees bevange te raak, deur ongelowig te raak, en dan 3 tree terug. Dis jy wat daai 3 tree terug gee. Daarom loop hy rond soos 'n brullende leeu. Hy probeer brul soos 'n leeu. Maar hy sê, soos 'n brullende leeu. Dis tyd dat ek en jy moet begin brul. Ek het daai preek al met julle gepreek. Dis dat ons moet begin brul. Hoekom? Want die leeu van God is binne in ons. Die leeu's kon Daniël nie gevreet het nie, want die leeu van God was binne in hom gewees. Amen. Brul vrede vir die magte van duisternis. Staan vas, wees sterk, waak en wees manlik. Neem daai besluit vandag, want dit kan die beste besluit in jou lewe ooit wees. Om die Here toe te laat, om deur jou houding, jou attitude, 'n begeerte het om jou deur te dra. Amen. Hy sê, hy gooi my nie weg nie, maar hy tel my op. Hoekom tel hy jou op? Om verder vorentoe te beweeg. Om verder waaksaam te wees, om sterk te staan.
Of verder jou geloof in hom te vestig, om jou te versterk met sy woord. En dan kom die Bybel en hy sê vers 9, hy sê, hom moet julle teëstaan, staan vastig in die geloof. En dan wil ek 'n paar dinge hier bring, susters. Wat jy en ek moet doen, en daardie dinge, as jy dit doen, as jy waaragtig vandag besluit, dis wat ek gaan doen, want ek begeer God se teenwoordigheid en God se deurbraak in my lewe. Dan kom jy in die eerste plek en sê, my kind, wees waaksaam, pas op waaraan jy dink. Wees versigtig waarin jy dink. As hy een ding is wat ons moet vasstaan, wat ons moet bewaak, is dit ons denke. Jy sien wat jou denke bepaal 'n persepsie, en jou persepsie bepaal 'n spesifieke optrede en 'n spesifieke reaksie. Dinge wat jy gehoor het, dinge wat jy dink. En as ons nou kyk daar in Korintiërs 10 vers 8, hy sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, maar ons maar die wapens van ons stryd, luister hier daar. Wat maak? Is dit die wereld? Okay. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werk. David was 'n klein ou seentjie gewees, en al wat hy kon doen was om met 'n slingerveld te gooi. Net hierdie swaard van Saul gevat, nie op hierdie wapenrusting van Saul nie. Hy het gesê, dis waarmee die Here my geleer het, dat die Here jou leer uit sy woord, om jou slingerveld te swaai teen enige vyand in jou lewe. Wees versigtig waarin. Hy sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslike, maar kragtig deur God om vestings neer te werk. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word deur die kennis van God en elke gedagte gevange neem. Hierdie, gaan die persoon langs jou sit, ja Here, neem my man se gedagtes gevange asseblief. Dis nie wat hier staan nie. Jy moet jou gedagtes gevange neem. Dis wat hier staan. Jy moet versigtig wees waaraan jy dink. Daarom kom die voor, jy weet, wat jou denkpatrone skei, medies gesproke, en almal weet dit, ek glo dit hier ook, as jy iemand in die mediese beroep sal vir my sê amen, sê hard amen, hoor. Elke denkpatroon skei sekere hormone af in jou liggaam. En hormone in jou denkpatrone van onvergewensgesindheid, as Dion iets met my teen my gedoen het jare gelede. Nou ek het baie keer omgedoen, maar ek het En hy vergewe my nie. Elke keer as hy my sien, gaan hy dink aan hierdie ou, amper seker ander woord, aan hierdie ou wat my te nagekom het. En die oomblik as hy dit dink, dan skei jou liggaam hormone af wat giftig is vir jou liggaam. Jy sien wat hy skei adrenalien af, daar die veg, hardloop, skei hy af, en alle ander ook, om jou liggaam in die gereedheid te bring, om te beklei, om weg te hardloop, en jou liggaam weet nie wat om daarmee te doen nie. Daarom sê die Bybel, wees versigtig waaraan jy dink, wees waaksaam waarin jy dink, en hy moedig ons aan, en hy sê, alles wat waar is, want dit skei ook hormone af. Alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deugd ook om bedink hierdie dinge, sê die Here. Want dit skei gesonde hormone af, wat jou liggaam weet wat om daarmee te doen. Want 'n bokser, hy moet adrenaline afskuif om sy boksgeveg te wen. Maar hy kan nie in sy binnekamer 'n boksgeveg wil nie, want dan skei adrenaline en jou liggaam weet nie wat om daarmee te doen nie. En dit word gif in jou liggaam. En elke keer, daarom sê die woord van Here, vergewe mekaar, sodat jy gesond kan word. Want elke keer, as die persoon wat jy nie kan vergewe, wou jou verbykom of jou kontak, het jy 'n spesifieke denkpatroon, wat hormone afskei, wat jou siek maak. Daarom wees versigtig waaraan jy dink, waak jou denke. Hoe moet ek waaksaam wees, Here? Wees versigtig waarna jy kyk.
Die waar nie? Ons weet mos. As jy na iets kyk, dan dink jy iets. Die waar nie? Ek weet, as jy nou kyk na die blou hemp van my, jy gaan of sê, ek lyk alright met blou aan, maar hey, hoekom hierdie hemp? Kyk het jy so lyk hierdie hemp, hoekom jy tas? Want jy reageer op dit wat jy sien. Daarom moet ons waaksaam wees. Hy kom en hy sê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder. Wat beteken dit? Leidsman beteken, hy lei jou iewers heen. As my oog op hom gefestig bly, dan sal ek een pad reguit deurloop, maar ek is ook 'n probleem raak nie. Totdat ek, want hy is ook die volëinder van my geloof, halt. Hier is dit. Is die Bybel nie maklik nie? As ons hom by reg verstaan en toepas. Amen. Wie predikant of pastoor te word om die woord van God toe te pas in jou lewe nie? Jy moet net luister wat sê God vir jou. Meer aanspraak maak op sy beloftes en jy gee nie om wat jy dink en jy gee nie om waarna jy kyk nie. Amen. Dus jy weet mos as jy by die wol inkom, dan kom so. Pastor Dion, wat noem mense hulle? Kom ons wees eerlik met mekaar. Nou kom iemand in wat baie mooi is. Mooi gebou. En dan sê nogal vergeet ook om haar gymklere uit te trek en 'n ordentlike rok aan te trek. Dan brouw die verkeerde leeuw. Is ek nie waar die broers? Ek onthou een keer, was my 'n groot verleentheid geweest. Ek was 'n spreker geweest by een of ander, was 'n motorfietsklap geweest daar by Buffelspoort. En toe ek klaar is en ek snap ek dink hierdie ondink omdat ek is nou regtig kind van die Here, toe ek so wegstap, toe sê 'n vrou daar, "Jy maar 'n oulike boutjie sê." Ek vra die hel, ek het nie waar kom sê. Ek verstaan nie wat ek sê. Dit wanneer jy kyk. Verander alles in jou lewe, daarom wees waaksaam waarna jy kyk. Okay? En niemand kyk na my bord as ek sê amen vandag nie, alright. Om te kyk of jy vir 'n waarheid gepraat het nie. Jy moet net verstaan wat dis die waarheid. Dit is basiese dinge wat ons weet, maar ons wil dit nie doen nie. Ons wil die grootheid van God hê, ons wil deurbraak hê, ons wil die krag van God in ons lewe sien. En dan wil ons die dinge doen wat hy sê ons moet doen, om daardie krag in ons lewe te laat ontplof nie. Wees versigtig waarna jy kyk, en dink is aan Psalm 114, 141 vers 8, wat die woord van die Here sê, want op u is my oë, o Here. En dan Hebreërs 12, wat die Here by oë gefestig op Jesus. Neem vandag 'n besluit, man en vroue, jong mense. Here, ek sal waaksaam wees oor die dinge waarna ek kyk en oor die dinge waarna ek sal dink. Want jy lees iets op netwerk 24 en onmiddellik dink jy iets. Jy sien verwoesting, jy sien skade, jy sien. Ek hoor die petrolprys gaan Woensdag weer op. Het julle dit gehoor? Moenie worry nie, want God is in beheer. Ou Kali Kloets het jare terug 'n baie mooi les aan my geleer. Hy het gesê, ek weet nie van 'n petrolprys verhoog nie, want hy gooi elke keer nog net 100 rand in. Ja, presies. En dan, Here, wat moet ek doen? Waaroor moet ek waaksaam wees? My kyk en my dink, Here. Hy sê, wees versigtig waarna jy luister. 'n persoon wat skinder, hier is die skinderbekke, Aspen Ramonde in hierdie kerk, nie net ons dood. In Rustenburg, is hulle allemaal in Rustenburg. As jy iemand wat van Rustenburg afkom, jy dink ek kyk jy na my. In Ierland, dit is 'n bietjie verder, hulle kan ons nie kwaad nie. Dit is sulke basiese dinge wat die Here vir ons sê. Hy sê, wees versigtig waarna jy luister. Broeder, ons het soveel apps op ons selfone
Baie keer sit ons vir ure en luister na die apps op ons selfone en ons rig ons lewe in daarvolgens. Ek moes jong mense baie mooi waarsku. Dis een ding wat die Here ons gegee het. En ons het in sulke dik boeke gesit, 'n rak vol ensiklopedies. Jy kan dit weet, jy kan net een woord gee en daai selfoon van jou kan 1000 verklaringe gee. Dit is wonderlik, nee, maar hy kan jou ook mislei. Want alles wat die Here ons gegee het, het Satan vieslik gemaak. Musiek kom uit die hart van die Here uit. Musiek skep iets binne in jou, wat jou nader aan die Here bring. Daarom moet ons aanbid en ons moet loof en prys. 'n groot deel van Paulus se skrywes, veral in een van die boeke, weet jy wat Handelinge is nie, is alles in 'n musiektoonset geskryf. Hulle sing dit. Hulle sê dit nie. Ja, hulle sing dit. En as jy daar by 'n Joodse skole is, en die Here dat toegang het sulke plekke, dan staan sulke klein seentjies van 4, 5 jaar, staan hulle by die Torah. Dit sê nou maar, dis die Torah, hierdie Torah is nou hulle wet. Hulle kan nog eens lees nie, maar hulle sê hom op, jy weet. Ek is die Here jou God, jou uit Egipte land gelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig buig. In Satan het van musiek 'n gemorsel. Ek was een keer in Engeland, nie in Ierland nie, maar in Engeland. By die Wembley Stadion gewees. Ek geluister het na Queen, want ek was 'n groot Queen. Dat daar meisiekinders is, wat hulle onderklere uittrek, en dan gooi hulle dit op die verhoog. Ek was geskok. Satan het dit wat God vir ons gegee het hy 'n bespotting gemaak. Die seksuele verhouding tussen man en vrou het Satan verander in kindermolestering. Hy het verander in verkrachting en al daai tipe dinge. Dis nie van God nie. God het alles wat God wil hê, het hy mooi gemaak. En ons moet daar binne die raamwerk en die grense van die mooi bly. Hy het ons in staat gestel om te dink. En Satan tref ons met denke. Wat ons totaal verander. Hy bring dinge waarna ons moet kyk en hy bring dinge waarna ons moet luister. En 'n gossiper, gossip nou, skinder nou met jou of van iemand anders. Hierdie pastoor vanoggend gesien, hy het alweer wat skoene aan. Hy is in die kerk. Hy dra nooit 'n das nie. En net is daar 3 ander vaan wat staan daar, jy weet. Maar as kindergroepie word ons al hoe groter en groter en groter. Maar ek wil nou een geheim vir jou vertel. Ek wat nou geskinder het van die pastoor, gaan net, wat is jou naam dan? Esther, gaan nie kom. Ja, ek was nou net daar by Esther gewees. Ek is teleurgestel. 'n Persoon wat by jou skinder oor iemand anders, gaan binne 'n paar uur oor jou skinder by iemand anders. Dit is 'n gees van Satan, nie van God nie. Dit is 'n gees van duisternis. Gossiping is a spirit of darkness. Pas op daarvoor. Pas op daarvoor. As jy niks goed van iemand kan sê nie, hou jou bek. Dankie. Ja. Is dit nie waar? Kan dit gebring, nee. Hou jou bek. As jy niks goeds van iemand kan sê nie. En as jy goeds van iemand wil sê, ja, kom ons gaan aan. Johannes 10 vers 4, hoor bietjie wat sê die Here hier. Weet om luister na die regte, hy kom dan, hy sê, hy praat hier van die goeie herder. Hy sê, en wanneer hy sy skape uitgebring het, dan loop hy voor hulle uit. En die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Broeders, susters, jong mense, ken jy die stem van die Here? Ken jy die stem van die Here? Dit is nie maklik, dit is nie moeilik nie, want jy luister na baie ander stemme. Jy luister na 'n oorweldigende berg van stemme. Dinge waarna jy gekyk het, is stemme wat met jou praat. Dinge wat jy bedink, is stemme wat met jou praat.
En al wat die Here sê, is, ek wil jy moet doen, my kind, wat jy alreeds baie goed kan doen. Wees versigtig wanneer jy luister. Hy sê, ek is die deur, en as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Wonderlik nie. Daarom moet ons waaksaam wees. Dit wat ons bedink, waar ons kyk, en waarna ons luister. Here, hoe moet ek is amper klaar. Hoe moet ek waaksaam wees, Here? Wees versigtig wat jy sê. By die hart van vol is op die mond van oor. En die Here het een van die dinge hoekom die Fariseërs en die Sadduseërs die wette aller geslag genoem het, is met dinge wat hulle gesê het. Die hart van vol is op die mond van oor, sê. Julle is wit gepluisterde grafte. Julle sê dinge wat nie reg is nie. Wees versigtig wat jy sê. Ek is in Spreuke, daar in hoofstuk 18, as ek reg onthou, as ek verkeerd is, help my net daar, hoofstuk 18, Spreuke 18, ja, hier is hy, luister mooi, ding wat jy sê, is vrug wat jy oplewer. Hy sê, want die vrug van iemand se mond, word sy maag versadig. Hy word versadig van die opbrengs van sy lippe, en as jy sleg praat oor iemand of iets of alles, moenie verbaas wees as jou maag in jou lewe gevul word met dit wat sleg is nie. Hy sê dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Wees versigtig wat jy sê. Die laaste boek van Maleagi, en daarmee gaan ek amper afsluit, hoor 'n bietjie hier wat sê die woord van ek nou net kry hierso. Ja, nou, ek gaan nie met u praat oor die 10de vers 10, hoor. Hy sê iets anders daar, dat ek dit kom daar. Ja, hy sê, vermetel is julle woorde teen my. Dis Maleagi 3 vanaf vers 13. Maar julle vra, wat het ons toe mekaar vir die gesprek? Wat het ek nou gedoen? Amen. Ja, hoor wat sê die Here? Julle het gesê, dis te vergeefs om God te dien. En wat baat dit ons om sy verordeninge te onderhou en rouklere voor die aangesig van die Here in die leeskare te wandel? Wat baat dit ons om reg te dink? Wat baat dit ons om reg te praat? Wat baat dit ons om reg te luister? Nou prys ons die vermeteles gelukkig ensovoort. Maar toe het die Here wat hulle vrees met mekaar, toe het die wat die Here vrees. Hy word die vrees, die wat respek het vir die Here, mag dit uit jou mond uitkom. Toe het die wat die Here respek het vir die Here, respek het vir sy teenwoordigheid, het met mekaar gespreek en die Here het dit opgemerk en het dit gehoor en daar is 'n gedenkboek voor sy aangeskrywe vir die Here vrees sy naam eer. En hulle sal my tot 'n eiendom wees, sê die Here van die Heerskappe op die dag wat ek skep, en ek sal met hulle medel hê, soos 'n man medely met sy seun wat hom dien. En dan sluit ek nou af. Matteus, hier kyk waar is hy nou? Ja, Matteus boom en vrugte, ander geslag. Hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is, want uit die oorvloed van die hart praat die mond, en waarmee word die hart gevoed? Dit waarna jy kyk, dit waarna jy luister, dit word dinge waarna jy begin glo. Die goeie mens bring in die goeie skat van sy hart goeie dinge, en die slegte mens in die slegte skat slegte dinge. Ek wil jy aanmoedig vandag, waak, Gregorio, staan in die geloof, stego in die geloof, wees manlik, Ratario, en wees sterk. En om dit te doen, wees versigtig wat jy dink, wees versigtig wanneer jy kyk, wees
wees versigtig waar jy luister, en wees versigtig wat jy sê. En jy gaan verbaas wees, wat die Here God as gevolg hiervan, in jou lewe gaan doen. Amen. Here, baie dankie vir 'n kosbare voorreg, dat jy met ons praat op 'n eenvoudige manier, dat jy met ons praat uit die fondasie van dit wat ons alreeds baie goed kan doen. Help ons vandag, van vandag af, Here, om nader aan U te beweeg, om U ons herder te maak, om te behoort aan U kudde, om U te volg, o Here, wat U sê tog, julle sal ingaan en julle sal uitgaan, en julle sal veiding vind. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Dat sê, wil jy iets sê? Dankie vir 'n voorreg om weer hier te kom wees. Ek weet nie wanneer as ek weet nie, maar ek is nie onder dit. Ja, ekskuus. 10 Mei, ja, 10 Mei, daar sê. Mag die Here u ryklik seën, die dinge waarna jy kyk, dinge waarna jy luister, dinge wat jy dink, en dinge wat jy sê. Amen. Man, vrou, beproef mekaar vandag. Kinders, beproef julle ouers. Ouers, beproef julle ouers vandag. En kyk of hulle gehoor het wat sê die Here. Amen. Dankie, Here.